Die Bybel is heeltyd besig om die siening wat ons van God het te korrigeer, aan te pas, te verbeter. En dis kosbaar. Dis wonderlik om heeltyd die dinge wat ek oor God glo te verfyn. Een van die kosbaarste dinge vir my is die konsep dat ek 'n kind van God kan wees. En dat ek dit vir ander mense moontlik kan maak om kinders van God te wees. En toe kom daar 'n vers wat hierdie wonderlike faset vir my terug na die tekenbord vat. Vars te dink wat dit is om 'n kind van God te wees. Kom ons kyk vandag daarna. Here, wat 'n onbeskryflike voorreg om in u teenwoordigheid te wees as u kind, om aan die voete te sit en by u te leer. En dankie dat u nuwe dinge vir ons oopsluit. Dankie vir die wonder van die woord waardeur u dit doen. Wil u dit vandag ook doen? Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die vers wat ons vandag saam na kyk is Matteus 5 vers 9. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Mense sou dink dat die koms van die internet, baie van die vrese en agterdog wat ons oor ander mense gehad het, uit die weg sou ruim. En baie van die misbruik wat mense gedoen het teenoor mekaar, nie meer sal doen nie. Want daar is so vrye toegang, jy kan in hulle wêreld ingaan, jy kan gaan kyk hoe dit lyk waar hulle leef, jy kan hulle behoeftes hoor. Of die tegnologie het dit vir ons moontlik gemaak om met min moeite in 'n ander land te kom, intussen die mense te wees, en met hulle te praat en hulle te verstaan. En as mense mekaar beter verstaan, sal daar minder konflik wees. Die ironie is dat die teendeel gebeur het, dat mense in plaas van begrip vir mekaar hê, 'n groter agterdog het, 'n groter behoefte om baie keer van mense ontslae te raak. Ons eie land is een waar daar geweldig baie konflik is. Nou, ek het nie gedink dat dit uitsonderlik is nie, ek het gedink dit is hoe maar in die res van die wêreld is. Van altyd af in ons geskiedenis het volke mekaar bedreig en baie keer probeer uitwis. Daar is veral 'n fase gewees hier in die vroeë 1800s, toe van die swart volke mekaar wou vernietig. En jy kyk die rol wat die Matabele's gespeel het en Chaka in die tyd toe hy die Zulu se ryk uitgebrei het. En hulle het die land geterroriseer. Volke het gevlug na plekke toe, hulle self probeer beveilig. En dit het die hele land vol gebeur. Uiteindelik het hulle veroorsaak dat die Matabele's toe nou Zimbabwe se kant toe uitgewyk het en die Shangans Mosambiek se kant toe is. Toe die voortrekkers kom het daar 'n mate van stabiliteit gekom. Van die kleiner volke het vir hulle gesê asseblief help ons, en hulle het dit gedoen, maar met tyd is hulle ook in die konflik ingetrek. En dis maar hoe ons die land se geskiedenis ken. Tot ek bietjie blootstelling kry aan van die lande om ons, aan byvoorbeeld Zimbabwe, en aan Malawi, en aan Mosambiek, en jy kom agter daar heers heeltemal 'n ander gees. Hulle het glad nie daardie mate van konflik en agterdog nie. En toe besef 'n mens dat ons gewoond geraak het aan dinge wat nie nodig is nie. Want sien, as deel van die agterdog en konflik wat mense met mekaar het, is hoe mense misbruik maak van mekaar. Hoe maklik jy al jou besittings, wat jy goed by mekaar gemaak het, jou pensioen, in een oomblik kan verloor deur een verkeerde kode te gee vir iemand. En in plaas daarvan dat die internet gekom het en vir ons 'n nuwe wêreld gee waarin ons begrip vir mekaar het die teendeel gebeur. Daar's 'n groter agterdog, groter vrese, groter ruimte wat gelaat word vir mense wat verkeerde goed verkondig. En in daardie wêreld waar ons maar vrede gemaak het, ons het vir ons 'n plekkie in daardie chaos probeer bewerk, kom hierdie vers na ons toe. Geseënd is die vredemakers. Nou dis een van die dinge wat by my skielik 'n nuwe konsep oopgegaan het. Ons is mense wat vrede soek.
Dit weet ons. En Christene is bekend daarvoor dat hulle vredevol is. Hulle maak nie vyande nie, hulle steel nie mekaar so goed nie. Hulle probeer nie mekaar kwaad maak nie. Jy probeer heeltyd vrede bewerk. Maar die woord wat hier gebruik word, is nie vredebewaarder nie. Dit is vredemaker. 'n Vredebewaarder wil ten alle koste net vrede bewerk. Daar moet harmonie wees. Mense moenie beklei nie. Kom ons vergeet dit maar. Vee dit net onder die mat in. Moenie dat die ander mense betrek word by ons probleem met mekaar nie. Kom ons los net die ding. Dis vredebewaarders. Vredemakers daarteen is mense wat teen 'n prys veroorsaak dat konflik opgelos word. Ons is soos 'n valk op konflik. As ons sien dat mense nie met mekaar oor die weg kom nie, sal ons offers bring dat hulle die konflik kan hanteer. En dis op enige vlak. Of dit in my werksituasie is waar ek bewus is van mense wat kwaad is vir die baas, of ek 'n probleem met die baas het, of met 'n medewerker, gaan ek en ek spreek die ding aan. Ek sorg nie dat ek maar net uit die konflik uitbly, het niks met my te doen nie, ek bly net een kant nie, al het dit niks met my te doen nie. As dit in die plek gebeur waar ek werk, waar my lewe afspeel, dan is dit nie aan nie, dan sal ek sorg dat daar vrede is. En as daardie poging om vrede te maak veroorsaak dat mense nie van my hou nie, of my kritiseer of een kant toe skuif, dan is dit so, ek sal 'n offer bring. Hierdie offer kan in my familie wees. Konflik wat al lank al met mekaar is. Ek weet nie eens hoekom die twee oupas vir mekaar kwaad was nie, maar dis maar hoe dit is. Maar as vredemaker is dit nie hoe dit is nie. Ek gaan dit aanspreek. Ek gaan die werklike goed oopkrap, daaroor praat, met die mense praat, die mense by mekaar probeer uitbring. 'n Groot deel van ons konflikhantering het met die rassesituasie in ons land te maak. En hoewel ons van nature probeer om maar net ons plekkie te beveilig, waar ons tussen ons mense is en daar nie bedreigde gevoelens is nie, is dit die rol van Christene om in hierdie land 'n plan te maak met hierdie konflik, om kontak tussen mekaar te bewerkstellig, om by die leiers uit te kom, om respek te bou vir mekaar, om moeite te doen om mense met mekaar te versoen en nader aan mekaar te bring. Dis wat die Bybel sê ons voorgeroep is. Ons is vredemakers teen 'n prys. Nou hier kom die belangrike deel. Hy sê vredemakers sal kinders van God genoem word. Vir my was dit genoeg dat ek 'n kind van God word deur die eenvoudige gebed waarin ek my lewe vir hom gee. 'n Gebed waarin ek ook ander kon begelei en hulle help om kinders van die Here te word. En dan is dit so, ons is kinders van die Here en ons put daar uit en ek kan heerlik met die Here praat en by hom leer. Maar dan daag die Here ons uit en sê, jy verstaan nie heeltemal nie. Vrede maak veroorsaak dat jy jouself blootstel, soos ek gedoen het. As jy 'n kind van God is, dan het jy die DNA van God in jou. En wat het God gedoen? God het gesien dat daar vyande is. En hy het gesê, ek moet 'n plan maak met hierdie vyande. Die vyande was mense en hy was heilig, mense was sondig, en hulle het uiteraard nie met mekaar oor die weg gekom nie. En toe het God gegaan, en hy het 'n reuseoffer gebring, en 'n plan gemaak, dat daar vrede kan kom, tussen hom en mense. En wat 'n fenominale plan. Hy het sy seun laat sterf. En ons weet wat dit vir ons beteken, om kinders van God te kan wees, om ons lewe vir Jesus te kan gee. En nou sê hy, dieselfde wat ek doen, die DNA wat ek in my het, en dis wat dit is om die kind van iemand te wees, jy het sy DNA in jou, jy het ook my DNA, my goddelike DNA in jou, en dit beteken, dat my grootste roeping was, om versoening te bewerkstellig. En daarom kan ons dit nie skei, ons kindskap van God en dit wat ons as kinders van God doen in 'n wêreld wat verdeeld is en bedreig volledig mekaar nie. Ons kindskap van God word getoets in die mate waarin ons offers sal bring soos God om versoening te bewerkstellig. Dis baie keer tragies dat die bose nie 'n slegte mens hoef te gebruik om hierdie konflik te veroorsaak nie. Efesiërs 4 sê vir ons dat ons brood deur kwaad te word vir die bose 'n vatkans kan gee.
Kwaad word beteken dat ek konflik met mense het en dat ek daardie konflik gebruik en ek verduidelik hoekom ek mag kwaad wees. Dan sê ek verstaan as jy kwaad word, daar's kere wat dinge ons net laat vlam vat, maar sê jy moet nooit kwaad gaan slaap nie. Kwaad word is iets wat jy net vir 'n kort rukkie doen, dan moet jy vir hom afhandel. Hy sê hier voor die son vanaand ondergaan, moet jy die konflik afhandel, anders gaan jy die duiwel vatkans gee. Nou hoe sleg is dit nie as ons sommer die bose se werk vir hom gaan doen nie, as hy ons aan die gang sit om sy werk vir hom te doen nie. En omdat konflik iets is wat binne ons is, wat van binne kom, wat deel is van ons, roep God ons om vrede te bewerkstellig. Vrede tussen my en hom, en dan is dit die begin van vrede met die wêreld om my. Mag die Here vir ons wysheid gee in hierdie geweldige taak, en 'n taak waarvoor ons as Christene moet voorloop, want ons weet hoe versoening lyk. En mag hy vir ons kragtig gebruik in 'n wêreld wat skree na 'n God wat lief is vir hulle. Here, dankie dat ons na U kan kom as mense wat U vrede ons eie gemaak het. Mense wat ervaar hoe God ons liefhet en vir ons sorg. En ons wil as sy kinders in sy koninkryk vrede bewerk. Ons wil hierdie vers ons eie maak. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Dankie Here. Amen.